Goeiemôre gemeente. Baie welkom in die huis van die Here. Nou kinders, dit beteken nie dat God in die week hier vasgesteek het en dat hy net hier bly nie. Maar in die Ou Testament het hulle baie gepraat van die huis van God, omdat dit die plek van ontmoeting was, waar die volk van die Here mekaar ontmoet en waar die volk van die Here vir God ook ontmoet het. Met ander woorde is 'n baie spesiale, ek wil byna sê, hoogs gekonsentreerde geleentheid waar die Here homself dan deur profete, deur priesters aan die gemeente ook openbaar het. En ons het vandag die wonderlike voorreg om die woord van die Here te hê. Destyds het hulle die woord gehad, hulle het geskrifte gehad, bepalings en reglemente wat aan die gemeente voorgelees moes word, sodat hulle daarvolgens kon leef. Ek wil net gou vra, Jacques, skryf my net hierdie verwarmer die kant toe, so te lief, ek kyk julle so in 2 dae. Kan maar nog, anders sien ek dit vir Christel in 2. Skryf hom maar bietjie so in 2, daar sê baie dankie. Geliefdes, ons is hier om ook na mekaar se sorge om te sien. Ons is ook hier om mekaar met die liefde van die Here Jesus te ontvang en mekaar ook daarmee te versorg. Jy weet, dis eintlik soos 'n hospitaal, 'n geestelike hospitaal, waarheen 'n mens kom, nie om gepynig te word nie, maar om ook hier genesing te kan vind, want ons loop almal met ons eie bekommernisse, met ons eie seer, met ons eie uitdagings, met ons teleurstellings, maar natuurlik ook met ons vreugde en met ons dankbaarheid. So jy weet, as iemand eendag vir jou sou vra, waarom gaan jy gereeld kerk toe, dan moet jy kan sê, omdat ek die Here liefhet en omdat ek dankbaar is. Jean, we really want to welcome you today. Baie welkom. Sy's 'n Baster Afrikaner Engelse vrou. Kom van tweeling af, het in die Kaap gaan werk en in elk geval in Vryburg Afrikaans gaan leer praat en teruggekom Bloemfontein toe. Ook jou dogter Antoinette, ons wil vir julle sê baie welkom. Jean de Klerk, sy is daarvan Helendale 144. Dan geliefdes, is hier heel wat ander nuwe intrekkers wat ons so van tyd tot tyd verwelkom, so baie welkom ook, en daar is ook nog mense wat nog gerapporteer het. Kom ek vra vir julle, as gemeente, as jy ergens in jou lewe gaan seer kry, operasie gaan kry, teleurgestel gaan word, wat ook al, watter ding jy ook al tref, dan gaan ons hier vir die gemeente vra vir jou te bid. En nou wil ek graag vir julle vra dat julle asseblief weer vir Marie Bandjies sal bid. Sy is in hierdie afgelope 7 maande meer in die hospitaal as daar buite, en sy het die afgelope week erge longontsteking opgedoen, en julle weet sy sukkel maar met haar gesondheid, maar ek kan dit nou vir u sê, as ek vir net nou by die huis kom, gaan sy my bel en sê, oom, ek het 'n wonderwerk beleef, want dis wat klokslag gebeur. Dan wil ek ook vir julle vra dat jy asseblief weer vir Ben Spies sal bid. Ben Spies gaan regtig agteruit, volgens die medici, en dat julle ook dan vir sy vrou Jean sal bid, en dat julle hulle aan die Here sal opdra. Dis 'n baie moeilike, uitmergelende proses, en ons wil vir julle vra om asseblief ook aan hulle te dink. Dan geliefdes, Betsnot D was ook al in die hospitaal hierdie jaar, is daar uit, is weer terug, dit gaan nie met haar baie goed nie, sy sukkel regtig met haar longe en so meer, maar asseblief, kom ons, dis mense wat hulle lewe vir die Here gegee het, wat in diens van die gemeente en van die kerk ontstaan het, en dat ons hulle ook aan die Here sal opdra. En dan wil ek ook sommer vir julle vra, dat julle ook vir die Here dankie sal sê. Ilse Fourie, wat verlede week hier gesit het, bang en benoud vir die geboorte van haar baba, sê, sy was so bang en benoud, dit was toe by een van die dag niks. Klein Johannes gebore. Vrydagmiddag, so om en by 2 uur, die makker weeg 3,7 kilogram, en hy is 48 centimeter lang, so dis 'n lekker bil van 'n mannetjie. Sy pa sê, hy het sy ma se wange. Ek weet nie hoe ek dit. En dan geliefdes van ons ook sommer daar by die wagenaars. Wie staan ook 'n bietjie op toe, man. Jy kan so op die stoel staan. Staan op die stoel. Man, jy's deel van hierdie gemeente se seën. Daai ouetjie het so 'n week of 2 terug dat hy gaan deelneem aan 'n laser run kompetisie. En weet julle wat? Hy is nommer 3 in Suid-Afrika. Wat hy, weer baie geluk.
En toe sê ma en pa het vir my sê, toe sê ek, o, vet, dan gaan julle spaargeld, want die makker met 'n Portugal gaan deelneem. Wie aan baie geluk hoor, baie geluk aan jou. Dan wil ek ook sommer kyk of Nodee, is jy hier so, Nodee van Rensburg? Oupa, waar is Nodee? O nee, ek het nie gekry nie, hoor. O, gas. Ok, Nodee sou vanoggend, hoe oud is Nodee nou? 10. Hy sou vanoggend vir julle 'n getuienis kom lewer van wat die Bybel in sy lewe vir hom beteken, maar hy sou ook 'n baie besonderse Bybel aan julle as gemeente bekend gestel het. Ek het self, nadat hy vir my vertel het, vir my ene gaan koop, en dis 'n baie besonderse Bybel, maar volgende week iets meer daarvan. Geliefdes, ek dink dis omtrent wat ek op die lys het. Ek wil tog Rou, nou moet jy asseblief na vore kom. Rowan Smit het so 'n paar weke gelede vir julle gevra om hom asseblief te help en te ondersteun met die bottelprojek, die bottelprojek en ook hierdie kosprojek. En ek gaan gou vir Rowan aan die woord stel. Rowan, baie dankie. Dis lekker dat jy hier is en ons luister graag na wat die Here vir julle gedoen het by die hele projek. Ja, net vinnige terugvoer, maar dan ook 'n kort getuienis. Ek wil julle terugvat so net na die middel van Februarie. Julle sal onthou dat julle vertel van Vrystaat Versorging en Aksie. Dit is 'n projek waar hulle gepoog het om 5000 bottels soortgelyk aan 'n 200 gram koffiebottel in te samel, maar dan ook genoeg kontant of dan 'n produk om dit vol te maak met droogstofbestanddele om vir 4 mense kos te gee. Ek het julle vertel dat die Here vir ons die boodskap gegee het om die projek te dryf en dan te doen wat ons altyd sê, om meer te wees as net 'n chequeboekbediening en om ook van ons tyd en talente te gee. Maar ek het julle ook vertel hoe die Satan konstant die saadjie van twyfel water gegee het en probeer aan die lewe hou het. Nou ek kan julle vandag tot môre toe stories vertel van die projek, van groot bydraes in Israel, het tesame met Willem Bosman meer as 1000 bottels ingesamel, almal gevul. Stefan Chokkies meer as 1000 bottels. Maar ek wil julle vertel van die klein bydraes. Hier in die begin van die projek ry ek in die Kaap en 'n vrou bel my. Ek het geweet dis 'n vrou nie, maar sy nommer wat konstant bel en ek hou stil. En jy hoor maar soms in 'n mens se stem, hierdie mens kry swaar. Maar sy vra my ontsettend klomp vrae en ek verwag 'n groot bydrae. Uiteindelik betaal sy R20 aan my rekening uit. En dit het my net so groot laat voel. 'n Vrou in Boknes wat sukkel om in die lewe te bly, my ma help my so skelm met kos wat sy voor haar deur gaan neersit. En hoe daai vrou vir my ma getrou 2-3 bottels bring, en dan sê sy vir ek het nie nou die geld om vir jou te gee om die bottels te sit nie, maar hou hulle tot ek dit het. Dan sê my ma vir hom, nie worry nie, ons sal vir jou die geld insit. Dan sê sy nee, ek gaan dit vir jou bring. En sy het dit getrou elke slag gebring. Ek het net so weer besef dat die mense wat die maklikste gee, die mense is wat die swaarste kry. Ek wil die Here loof vir sy seën op hierdie projek en vir die voorreg om deel te kon wees daarvan. Ons het hier met dit begin, ons het dit landwyd versprei, myself, julle wat hier sit, en Vrystaat Versorging se teiken was 5000 bottels en ons het gesê, kom ons saam met die 5000 bottels in en laat dit wat hulle kry 'n bonus is. Hiervanaf het die projek gegroei, ons het 9834 bottels ingesamel, ons het hulle almal vol gemaak. Vrystaat Versorging het bygedra tot op 12000. Maar dis nie al wat gebeur het nie. Ons het ook 5000 van hierdie kospakkies gekry waarvan julle weet. En die Satan se saadjie van twyfel, die Here het elke slag deur die projek as ek begin twyfel vir my gesê, wees net gehoorsaam en vertrou my. Satan het my laat sonde maak, daai tyd toe ek met julle gepraat, ek uitgewerk, was het 33 bottels per dag nodig, en dit het net vir my geklink, sal dit nie reg kry. Ons moes 100 000 rand insamel. Ons is ver by dit verby. So dit was weer eens vir my net 'n teken van hoe die Here getrou sorg en ons help wanneer hy vir ons 'n opdrag gee. Ek wil vir julle elkeen, maak nie saak hoe groot of klein jou bydrae was nie. Baie van julle weet ek nie eers ek gehelp nie, want as ek in die aand in my huis kom, maar staan die bottels daar, weet ek nie eers waar kom dit vandaan nie. Ek wil vir julle opreg dankie sê daarvoor. Rowan, baie dankie. Baie dankie. Geliefdes, dis deel van die waarheid, dat as 'n mens dis nie vir God werk nie, kan jy ook nie sien funksioneer nie.
En as 'n mens ook nie met God waag nie, kan jy ook nie sien hoe kragtig en hoe almagtig hy is nie. Ek wil nou graag net vir Tannie Katie sê, Tannie, dis nou die eerste maal dat Tannie by ons is. Amanda, ook vir julle, ons is ook bly julle is hier so. Nee, ek bedoel Estel. Jong, Estel het al 'n verkeerde man ook gekry. Ek noem hom Dries, maar wat is die regte naam? Fred is naby genoeg. Tannie Katie staan 'n bietjie op. Ek wil jou nie blootstel nie, maar Tannie Katie se man is oorlede hier in die vakansietyd. En oom Willie sou Vrydag verjaar het. En hulle was sekerlik die naweek was hulle daarom ook as familie by mekaar. So baie sterkte ook Tannie. Dis lekker om te sien dat die Here vir jou krag gee om hier te wees. Want baie dikwels met wie die wees, neem dit lank om weer hier te kan instap met al die herinneringe wat hulle hier het. So ons is baie dankbaar, hoor. Geliefdes, dis niks van selfsprekend nie. Kom ek begin met 'n pragtige psalm vandag. En dit is niks anders as Psalm 100 nie. Die van die wat die Bybels wil oopmaak, kan dit oopmaak. Dis 'n baie mooi en aangrypende psalm. Ek begin die erediens met hierdie psalm, ook om aan die Here die lof te bring vir dit wat Rowan so pas aan ons vertel het. Want geliefdes, regtig, as dit nie om die Here gaan nie, om wie gaan dit dan? Dit gaan om die Here. Dit gaan oor wat hy hier doen. En ek kan nou vandag vir u sê, dis vir my wonderlik om net te beleef wat die Gees van die Here onder julle doen, deur julle doen en in julle doen. Dit is net eenvoudig wonderlik. Ons is die gemeente van die Here Jesus Christus en ons is die lewende gemeente van die Here Jesus Christus. Luister 'n bietjie hierdie woorde en kom ons gee aan hom daai eer. Psalm 100, juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Geliefdes, dis hierdie selfde Here in wie se teenwoordigheid ons by mekaar is. Dis dieselfde Here wat met elkeen van ons moeite maak en wat elkeen van ons wil seën. Hy wil jou seën. En daarom kan ek sy seën ook oor die uitspreek vandag. En vir u sê, geliefdes, die Here ken jou hart. Hy ken elke snaar, elke swakpunt, elke sterkpunt, elke grief, elke worsteling, elke detail van jou lewe ken hy. En dis hy wat dan vir jou vandag sê, luister my kind, ek seën jou met my vrede. En ek seën jou met my barmhartigheid. En ek seën jou met my liefde. En dan eer ek ook dan in absolute jubeling en in blydskap en in dankbaarheid voor hom kan opstaan en sê, Here, as dit is wie u is, dan wil ek u my lewe gee. En nou wil ek vir u vra, dat soos wat jy sê, dat ons die ons Vader saam bid. En ons praat dan met hom. Dis nie net woorde nie. Maar kom ons bid dit hardop, die ons Vader. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, ons is niks en niemand anders vandag as begenadigde, verloste mense wat die voorreg ontvang het om in 'n drie-enige God te kan glo nie. We are people who believe in God the Father, God the Son and God the Holy Spirit.
En ons wil U, Here, vandag loof vir daardie voorreg. Here, ons weet, ons kan ook maar voor U kom bely, dat ons lewe so vol is, ons tyd so vol is, ons dagboeke so vol is, ons gedagtes so vol is, dat Here ons eintlik soms van U vergeet. But that is why, dear God, we want to use this opportunity to talk to You and to praise You and to worship You and to thank You. Want Here, U is groot en U is almagtig. En ons het die voorreg om U kinders te wees. Daarom bid ons vanoggend dat U ook deur U woord na ons toe sal kom. Dat hierdie woord, Here, wat vir ons onkant gaan vang, dat U dit vandag deur die Gees self in ons harte sal indra. Maar voor ons daar kom, Here, wil ons vir U vra, luister nou na ons lofgesange, na ons lofliedere, as ons U ook daarmee aanbid. Vader, seën hierdie kosbare gemeente van U. Die gemeente wat U self met U bloed vrygekoop het. Die mense wie U deur U Gees oortuig het, dat Jesus die Christus is. Die mense wat U as Vader aanbid, al is dit in swakheid en in onvolmaaktheid. Here, seën ons asseblief. En ons antwoord, Amen. Amen. Kom ons sing die volgende 2 lofliedere saam. Ons gaan dit staande doen. Met die derde lied wil ons vir U vra dat jy net gaan sit en dat jy dan luister en ook daardie melodie 'n bietjie baas raak, want dit is 'n baie besonderse, maar ook vreemde loflied wat ons saam gaan sing. Kom ons staan.
Hierdie lied roep die hele skepping op, soos Psalm 100, om U, die lewende, almagtige Skepper God te aanbid. Om aan U te sing, heilig, heilig, heilig is die Here. Om U te aanbid as die koning van alle konings en die Here van alle Here. U wat sit op die troon van die heelal. U wat regeer vanuit die hemel. U dink van bo af, terwyl ons sukkel om te dink van onder af. U het 'n plan, maar ons sukkel hier om dit te verstaan. Ons kom erken, Here, dat ons so baie keer vasgevang word in die kleinlikhede en in die nitty-gritty van ons eie lewens, dat ons vergeet dat U 'n hemelse perspektief op ons lewens het, en dat U met elkeen van ons 'n plan het, 'n plan vir die lewe op hierdie aarde, maar ook 'n plan vir die lewe daarna. That is why, dear God, we want to pray. We want to beg You to give us faith. Faith in You as the living God. En Here, dat ons en ons kinders in die tye waar ons leef, dat ons, Here, aan U sal vashou. En dat ons U, Here, sal ken in alles wat ons doen. O, dierbare Here, ons weet vandag is hier mense wat in hierdie kerk kan opstaan en wat kan getuig van U liefde, U sagtheid, U genade in die afgelope week. Here, daar is van ons siekes wat ek kan vertel, maar ook soveel gesonde mense wat deur die normale verloop van die lewe bewus is van U. Here, U bederf vir ons en ons is bevoorregte mense, meer as baie ander mense. Daarom wil ons kom bid, Here, dat U vir ons vanoggend na U woord toe sal neem. And I know, God, it is not an easy word. It is not a word that we like to hear, because it is a personal word. Dis 'n woord, Here, wat insak en ingrawe in elkeen van ons se lewe, dat nie een van ons na hierdie diens ook sou kon sê, God het nie met my gepraat nie, maar wel met die ou langs my. Daarom bid ons dat ons kinders, ons tieners en ek self hierdie woord sal hoor. Ons vra dit omdat Jesus Christus vir ons omgee, en omdat hy vir ons liefhet. Ons vra dit in sy naam, Vader, omdat hy die verhouding met U kom herstel het. Maar ons vra dit ook omdat ons weet dat U in die drie eenheid, nie een van ons, so waar, Here, nie een van ons wil verbygaan of wil laat verlore gaan nie. Now, dear God, we know You are true. You will try to save us till the very end. En ons bid, gee ons vanoggend daardie belewenis. God praat met my en hy vra van my 'n reaksie. Amen. Amen. Kom ons maak die woord van die Here oop by Matteus hoofstuk 7. Matteus hoofstuk 7. Geliefdes, verlede week het die Here met ons die woord wat ons bedien, of aan ons bedien uit Jona hoofstuk 1. Want die maandtema is dat voete was en vra gehoorsaam. Verlede naweek sê jy onthou die Here deur Jona vir ons gesê, Jona was 'n profeet, die seun van Amittai. En hy het presies gehoor wat die Here vir hom sê. Daar was
geen onduidelikheid nie. Daar was geen onsekerheid nie. Hy het geweet, die Here sê vir hom, gaan vir my na Ninive toe. Maar die hartseer was, dat ons verlede week gesien het, en ons kon daarmee identifiseer, dat al sê die Here vir ons goed, en dan hoor ons hom praat, dat ons baie keer God ignoreer. En Jona was 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat gesê het, ek gaan nie dit doen wat die Here van my vra nie. En staan daar meer as eenmaal in die boek Jona, dat hy van die Here af weggevlug het. En kinders, kom ons sê dit vir mekaar, 'n mens dien die Here hier in jou laerskooljare, en jy maak dit nie met hom vas nie. Jy dien die Here in jou hoërskooljare, en jy maak dit nie met hom vas nie, maar word nou net 18 en 19 jaar oud, dan moet jy nou sien. Dan vlug 'n mens. En dan soek jy ander heenkome. En dan geniet jy die Joel en die InterVarsity en wat ook al die wêreld vir jou bied. Is dit nie so nie? Dis baie van ons hartseer herinneringe nie in daai tydstip van ons lewe nie. Genadiglik hoor ons weer die woord van die Here. Want hy los jou nie uit nie. Dis die wonder van God. Hy los 'n mens nie uit nie, want hy het reeds al as kind en voor jou geboorte, het hy reeds al met jou 'n ooreenkoms aangegaan en gesê, jy's myne, jy kan hardloop soos wat jy wil, maar gaan vir jou voorkeer. En soms moet jy ook hard praat, om 'n mens voor te keer, hoe hartseer dit ook al is. En tot ons verlede week in Jonas se lewe gesien, dat Jonas se ongehoorsaamheid het direkte gevolge gehad vir die mense om hom. En ons het toe gesê, pa, ma, tiener, kind, wat doen jy in jou lewe? In watter faset is jy ongehoorsaam aan die Here, tot so mate dat jy die mense rondom jou se pret bederf, se vreugde steel, en vir hulle dit moeilik maak? Gaan kyk maar, julle sal saamstem. As jy op 'n dag met my nie gelukkig en tevrede is nie, dan weet ek, dis omdat ek weghardloop van die Here, ek wil kwaad word, ek wil dit, ek wil dat, ek wil nie na die Heilige Gees luister nie. Miskien wil jy ook. Ons het ook gesien, dat selfs ongehoorsaamheid deur die Here in Jonas se lewe gebruik is, om heidenmense op 'n skip, tot bekering te bring, tot geloof te bring. Sê lekker van jou en my God, hy staan nooit verleen. Hy kom hier op 'n toneel en sê, o my vet, wat het nou hier gebeur, en wat moet ek nou doen, of wat het om 3 maande om te besluit? Hy het altyd 'n plan. En jou en my swakheid, jou en my sondes, ons ongehoorsaamheid, ook ons gehoorsaamheid, gebruik hy in sy diens. En toe het ons gesê, simbolies as 'n mens kyk na wat die bemanning toe doen, hulle gooi vir Jona in die see in. Jona sê toe, gooi my in die see. Hy het nie geweet of daar vis hom gaan instik of wat ook al nie. Hy het gesê, gooi my in die see. Simbolies ook daarvan om te sê, ek sterf aan myself, ek weet, ek beklei teen die Here en ek gaan stop daarmee, ek kan nie verder wegvlug nie. Soos ons as 'n gemeente, is die Here met ons op pad, met jou as individu, met ons gesamentlik, is hy met ons op pad om te sê, dis wat ek jou, dis waar ek jou wil hê. Dis waar ek jou wil hê. Kruisig jouself, verloon jouself, sodat ek met jou kan praat en jy kan doen wat ek wil hê jy moet doen. Vanoggend gaan ons uit Matteus 7 uitlees. En geliefdes, dis nie bedoel om jou vandag moedeloos te maak. Dis nie bedoel om vir jou te sê, jy is nie goed genoeg nie. Dis nie bedoel om vir jou te sê, ek wil jou nie verder hê nie. Matteus 7 se bedoeling, as die Here dan ook met die Israeliete daar in daai konteks praat, dan is die bedoeling dat die Here 'n mens verseker wil red. Kom lees dit saam met my. Hier staan geskryf, hoor en doen. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie?
deur U naam duiwels uitgedryf nie, en deur U naam baie wonders gedoen het, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek het laat gistermiddag, het ek vir my katekisante 3 teksverse gestuur, en ek het vir hulle gevra, hulle moet asseblief daarna gaan kyk. En daardie teksverse wil ek gebruik as uitgangspunt vir hierdie boodskap van vanoggend. Luister 'n bietjie wat is God se uitgangspunt uit Johannes 3 vers 36. Daar staan die volgende, en luister dit, vat dit vir jou. Hier staan, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal nie die lewe sien nie, maar die straf van God bly op hom. Wat die eerste sin, eerste gedeelte. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is en so meer. Ek lees saam met jou Johannes 5, vers 24. Dit verseker ek julle. Ek verseker julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. En dan die baie bekende teks. Ek weet nie of hy nog so bekend is nie. Johannes 10 vers 28. As uitgangspunt, ek gee julle die ewige lewe. Ek moet eintlik 27 ook lees. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe. Luister die mooi woorde. En hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Dis die uitgangspunt vanoggend. So jy mag nie huis toe gaan en sê, "Ja, ek is vernietig nie." Maar jy moet, geliefdes, saam met my kyk, want as ons Matteus 7 vanoggend gebruik, dan moet jy weet dat daardie woord sê vir 'n mens dat die Here Jesus Christus self met mense praat wat heeltemal oorgerus was. Mense wat gedink het alles is reg, en ek gaan dit nou vir julle verduidelik hoe. En dat die Here deur hierdie woord kom en hy sê, wag 'n bietjie. Nie elke mens wat vir my sê, Here, Here, sal nie koninkryk van God ingaan nie. En dan sê dit vir die mense daar eintlik op 'n ontstellende en op 'n skokkende manier. As ek self daai gedeelte lees, dan sê ek nou vir u, dan vra ek vir die Here, Here, praat jy nou met my as predikant, want hy praat definitief met my. Praat jy met die pastore wat duiwels uitdryf, of praat jy met ander pastore en ander kerkgenootskappe wat wondere doen? Hy sê, julle het in my naam die woord verkondig, julle sê julle het in my naam wonders gedoen, julle sê julle het in my naam duiwels uitgedryf, maar ek ken julle nie. Dan moet jy weet, geliefdes, ek staan in die eerste linie van beskuldiging, of die eerste linie van aanklag, as ons hierdie gedeelte lees. Maar kyk 'n bietjie saam met my, wat is opvallend van hierdie gedeelte? Wat vir my ontstellend is dat ek en jy dit te laat in ons lewe kan ontdek of kan besef. Die Here Jesus verwys in daai gedeelte na die woorde, daardie dag sal ek vir julle sê, ek ken julle nie. So geliefdes, dit kan baie maklik, hoekom is die woord geskryf? Want die Here sê vir my nie maklik nie, die Here sê vir my dat die potensiaal vir myself, maar ook vir elkeen van u bestaan, dat ons gemaklik oorgerus is, en die Here gemaklik maar so in die stryd dien en aanbid. Maar
maar dat daar dalk ergens 'n fout kan wees, dat daar regtig ergens 'n kortsluiting kan wees in ons verhouding met God. As die Here dan sê, daardie dag wil ek vir u sê, as ek dit moet probeer verklaar, dan kan daardie dag beteken die dag van die wederkoms, of dit kan wees die dag van die Here se persoonlike, individuele wederkoms vir jou en vir my, wanneer jy sterf, of daardie dag, wanneer ek en jy voor die regterstoel van die Here verskyn, en hy sê daar vir ons, ek is jammer. Daarom moet u weet, geliefdes, die bedoeling van die teks is nie om verder te veroordeel of om te verdelg nie, maar om ons tot stilstand te bring en om ons aan die ding te sit, sodat ek en jy nie die situasie ooit beleef, dat die Here vir ons sê, ek ken jou nie. Jy sal met my saamstem. Ek dink nie ek en jy wil dit beleef nie. En die een seentjie of dogtertjie hier mag dit beleef, omdat ek en jou ongehoorsaamheid hulle ook gelei het tot ongehoorsaamheid nie. Dat ons ook as gemeente en as 'n korporatiewe geestelike huis van die Here, dat ons by mekaar leer, dis maar oukei, om eintlik nie hieroor ernstig te wees nie. Dis maar reg. En dat die Here dalk vir ons kan sê, daai dag sal ek vir jou sê, en jy sal besef, dis te laat. Amper sê, damn it. Net so ook geliefdes die volgende skryfie. Ek weet nie of jy al op 'n manier dit in jou lewe beleef het nie. As jy in jou lewe al verwerping beleef het, of veroordeling, dan sou jy dalk iets hiervan al ervaar het. Ek kan onthou in my matriekjaar, kon ek nie soos al die ander matrieks op 'n skoolverlaterskamp gaan hier in Junie maand nie. Daar in Jeffreys Bay, die hele Oos-Kaap se matrieks kom by mekaar vir 'n fenominale geestelike hoogtepunt. Maar hierdie ouetjie het net 'n matriek en dan staan dit 9 elke 6 maande huis toe gegaan. So ek en so 4-5 van my ander maats kon nie die skoolverlaterskamp bywoon nie. Want ons moet op 'n stadium huis toe. En die Sondag aand na die skoolverlaterskamp, toe kom al daardie matrieks daar by ons in die Mansdorp by mekaar en hulle vier hierdie gebeurtenis, hierdie geestelike ervaring, hierdie verdieping wat hulle gehad het, hierdie kameraderie, hierdie koinonia, hierdie werking van die Gees van die Here, vier hulle saam, en toe ons die Sondag aand daardie aanddiens reken, maar ons as matrieks kan ook so toe gaan. Toe sê hulle vir ons, sorry, ons ken julle nie. Julle was nie daar nie. En geliefdes, hierdie woorde is nie die woorde van 'n engel wat skeef is nie, of 'n ouderling of 'n diaken in die hemelryk wat kwaai is nie. Dis Jesus Christus se woorde. Dis hoe ernstig dit is, dis hoe reguit dit is. Ek ken julle nie. Kan jy dink as die Here die boek van die lewe oopmaak en hy ons name moet soek en hy sou agterkom, dit is 'n tendens in die Woodlandeels gemeenskapskerk dat mense dit nie ernstig opneem nie, gaan die Here moet vir jou sê, hier staan geen naam nie. Maar dis nie wat die Here wil hê jy moet beleef nie. Dis hoekom hy vandag, die 31ste Julie 2022, met jou praat, om vir jou te sê, vermy daai oomblik, vermy daardie dag. Moenie dat die Here ons uitvang, dat ons halfhartig by hom betrokke is nie, of dat ons besmoontlik glad nie by hom betrokke is nie, of dat ons net skynbaar by hom betrokke is nie. Ek het Woensdag aand 'n baie groot interkerklike byeenkoms bygewoon. Hy was 'n bekeerde Jood,
wat kom praat het met die mense oor die wederkoms van Christus. Ek het so 'n bietjie meer verwag, omdat hy 'n Joodse agtergrond het ek gereken, die Here gaan vir ons sekere profesieë openbaar, en dit vir ons ook duideliker maak, maar dit maak nie saak nie. Die punt is, dat hierdie mense ons almal opnuut bewus gemaak het daarvan, dat ons gaan nie vir ewig hier bly nie. Jesus Christus is op pad. En moenie wag vir die wederkoms nie. Ek het dit net al vir u genoem, geliefdes, ook u wat kyk en luister. Geliefdes, ook die dag as jy doodgaan, is dit Jesus se wederkoms vir jou. En as jy voor sy troon gaan staan, soos met 'n vriend van my wat dit beleef het, gaan die Here vir jou sê, ek ken jou nie. Of gaan hy vir jou sê, mooi so, my goeie en getroue diensknegt. Geliefdes, hierdie woorde wil ek regtig hoop en bid en smeek dat ek dit self in my lewe nie sal hoor nie, want ek sê nou vir julle, dit sal hartverskeurend wees. Dit sal, ek weet nie of 'n mens 'n laagtepunt in jou lewe sal bereik as daai dag nie, maar nie een van u vir wie die Here lief is, en vir wie die Here 'n prys betaal het, nie vir een van julle mag dit gesê word nie. Daarom moet ons almal saam met ons kinders in volle oorgawe tot die Here leef, waar ons kan uitsien na hierdie dag. En as jy môre jou kind verloor, waar jy vir jouself kan sê, my kind staan voor die genade troon van die Here, die Here Jesus sê vir hom, kom hier my kind, ek ken jou, want ek is lief vir jou en ek weet jy het my lief gehad. Ek kan bietjie die volgende. It is about the kingdom of God. Dis nie in verband met die koninkryk van Woodland Hills Gemeenskapskerk nie. Ons bou almal. Ons is almal instrumente, ons is almal 'n deeltjie daarvan. Maar dit gaan om die koninkryk van God. Dis baie groter as die gewone goed wat jou en my elke dag besig hou. As die goed wat ons bekommer, die goed wat ons gespanne maak, die goed wat ons ongeskik maak, die goed wat ons negatief maak. Weet jy geliefdes, ek en jy moet vanuit hierdie perspektief 'n perspektief kry op die koninkryk van God. Dis waarheen ons op pad is. Nee, nie net op pad is nie. Dis waar ek en jy nou al is. Hoekom? As ons bid, Here, laat die koninkryk kom, dan beteken dit nie dat die Here Jesus môre moet kom nie. Dit beteken, laat die koninkryk kom. So Here, laat u koningskap in my as tiener se lewe aanbreek. Be the king of my life. Become the king of my life. Daarom is dit wonderlik in enige huisgesin, as jy agterkom, jou seentjies, jou dogtertjies, jou seuns, jou dogters, jou jong manne, jou jong vroue, jou ouer manne, ouer vroue, ou manne en ou vroue, begin almal praat oor die koningsheerskappy van die Here in hulle lewe. Hier staan geskryf dat jy nie toegelaat sal word in daai koninkryk as jy die wil van die Here oortree nie. En geliefdes, ek moet ook, u moet ook, ons moet elkeen voor die Here gaan staan en sê, Here, wat sê jy vir my? Wat in my lewe gaan my die koninkryk van God uithou? Want dit maak nie saak wat jy gaan opnoem nie, dit gaan nie die moeite werd wees om daardie koninkryk te mis nie. Maar geliefdes, dit is ook so, dat ons elkeen hierdie koninkryk moet bou. Ons moet sorg dat die evangelie uitgedra word. Ons moet sorg dat die evangelie bevorder word. Ons moet sorg dat die woord van die Here kan uitkring tot wie weet waar. Jy weet, dit pla my en ek sê dit en ek sê, Here, ek is jammer daaroor. Maar geliefdes, mense wil hê die Here Jesus moet môre kom, maar die miljoene mense wat nog verlore moet gaan. As hy môre kom. En in 2 Petrus sê vir ons, die Here Jesus stel nie sy wederkoms uit nie, maar hy is geduldig, omdat hy wil hê dat almal van ons gered moet word. Dis hoekom hierdie woord vandag val, dat jy nie dit sal beleef, dat die Here vir jou sê, jy kan nie my koninkryk inkom nie. Daai woorde van, julle kan hier inkom, julle was nie deel van die matriekkamp nie. Bly buite. Weet jy hoe voel dit? Hoe voel dit om daai aand saam met jou maats koshuis toe te stap, en vir die onderwyser hartseer brief te skryf?
En te sê, meneer, ek het nooit dit in my lewe verwag nie. Al was ek by die kamp nie, ek is in die koninkryk. Ek wil ook graag hoor wat het die Here daar gedoen. So vra jouself af, nie wat 'n kerk jy is, en wie jou bruid dominee is nie. Maar vra jouself af, het ek die belewenis, dat ek in die koninkryk van God opgeneem is. Ek en my kinders, ek en my huisgesin, ons wat die Here dien, beleef ons die koninkryk van God, die koningskap van God. Daarom geliefdes, wat vra die Here? Waar lê die verskil? Ons kan ons bid soveel as wat ons wil, en ons kan kerk toe kom soveel as wat ons wil, en ons kan die Bybel ken soveel as wat ons wil, en dit klop goed. Maar luister hier, ons het dit al gesê. As jy aan God nie gehoorsaam is nie, en as jy sy wil oortree, help dit niks. So pa, ma, seun, dogter, ouma, oupa, neem die besluit, dat jy die Here ten volle wil gehoorsaam. As jy gaan kyk na Johannes, die skrif op Stefanus se steniging in Handelinge 8, sal jy sien wat daar geskryf staan. Dis ontstellend dat hy vir die Israeliete sê in hoofstuk 6, wat hy vir hulle sê dat hulle flou geraak, hulle het niks eintlik met God mee te doen nie. So maklik kan dit gebeur. So ons kan nie net, nee, ons wil nie net die Christene wees nie. Ons wil dit wees 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Waar ons die Here in sy koninkryk dien, waar ons dit aanbid, waar ons sy belange eerste stel. Daai vrou wat Rou en jy van vertel het, wat R20 oorbetaal het. Dis die dinge wat gebeur, waar God koning is. Jare gelede, of toe ons nog elke jaar spanne opgevat het na Namibië toe, kan ek baie goed onthou. Min van ons het daai jare DStv gehad, of Mnet gehad. En die vrou het ook nie geld gehad om saam te gaan na Namibië toe, om die evangelie te gaan verkondig onder die boesmans nie. En sy het eenvoudig gesê, ek en my seun het van die Here die duidelikheid gekry, vir 6 maande lang kyk ons nie Mnet nie. Ons gaan daai inteken geld gebruik, om vir hom in Namibië te gaan werk. Broers en susters, wat offer ons ook op? Wat offer ek op? Wat offer u op? Ook vir die koninkryk van God, vir die voortgang van die woord van die Here. Wat offer ons op? Waaroor gaan dit? Gaan dit oor 'n plig? Wat ons maar met swaarigheid en met knorrigheid en met 'n gemou en 'n gegring moet deurworstel. Gaan ons verlossing en ons verhouding met die Here en ons deel wees van die koninkryk van God en ons gehoorsaamheid hom, gaan dit maar gepaard met my eie voorkeure? Liefdes, kom ons sê dit. Dit moet jou en my voorreg wees. Dit moet jou en my voorreg wees om nou so te kan deel wees van die koninkryk, dat jy nie 'n harddikte skrik vir die wederkoms nie. Dat jy nie 'n harddikte skrik vir jou eie dood nie. Dat jy nie bang is om voor die koninkryk van God of voor sy regterstoel te gaan staan nie, want jy kan vir hom sê, Here, ons het in u naam die woord verkondig, ons het in u naam duiwels uitgedryf, ons het in u naam wondere verrig, ons het sendingwerk gedoen, ons het koffie en tee gemaak, ons het bazaar gehou, Here, ons het dit alles vir u gedoen. Ons het dit alles vir u gedoen. En dat ons as gemeente 'n huppel in ons geestelike stap kry om te sê, dit is wonderlik om die Here te dien en te aanbid. Dat ons verlossing in Jesus Christus en ons verhouding met hom 'n vreugde is, 'n blydskap is. Daarom is die tema daaronder aan, kyk 'n bietjie daar, gehoorsaam die Here met blydskap. O, geliefdes,
dat as jy vandag nie hierdie woord gehoor het nie, sou jy besmoontlik die koninkryk gemis het. Maar hierdie woord wil die Here met ons deel, omdat hy jou graag in sy koninkryk wil verwelkom. Wie ek het daar gedink, hoe seer moet dit in die Here Jesus hart wees, as hy as 'n regverdige God saam met sy Vader na jou naam kyk en vir jou moet sê, sorry, hier is die plek. Hoe teleurgesteld moet hy wees, want die prys wat hy betaal het jy verwerp. Geliefdes, dit is omdat die Here vir u lief is. Johannes 5 vers 36, Johannes 3 vers 36, Johannes 5 vers 24, Johannes 10 vers 28 sê, my bedoeling met julle is, dat julle die ewige lewe sal hê, en dat julle in gehoorsaamheid tot my sal leef. Dis die bedoeling. Kom ons raak stil. Kom ons sing hierdie lied. Ons het hom al die gesing, ek het al gevra om dit op my begrafnis ook speel. Maar ek wil hê ons moet eers 'n paar sekondes stil wees, waarin jy self op hierdie woord kan reageer, en self met God praat. Ek kan jou nou forceer om te sê, steek op jou hand, as jy die Here aangeneem, maar ek weet die Gees van die Here werk so, dat daar vandag nie een hart is wat vir die Here sê, ek stel nie belang nie, jy moet kat sê om dit te sê. Ek weet die Here weet, elkeen van u wil hom in gehoorsaamheid met blydskap dien. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied as 'n gebed. Dis nodig om die saak met u voortdurend uit te maak. Dit is nodig om die Gees in die woord toe te laat, om diep in ons harte in te krap. Dit is nodig om te gaan ondersoek instel. Dit is nodig om meer as eenmaal in jou lewe
tot oorgawe tot God te kom. Dis nodig vir 'n gemeente om voor die troon van die Here te staan en te sê, I surrender, we surrender. Daarom bid ons Here, word en bly die koning van ons harte en ook van die gemeente en ook van die kerk in die breë verband. Vul ons Here met die Gees, breek die bande, breek die grendels wat vir ons vashou, wat verhoed dat ons is wat ons in Christus behoort te wees. En Here, moenie dat ons die dag hoor, ek ken julle nie. Moenie dat ons dit hoor, Here. Ons vra dit in U naam en tot U eer. Amen. Kom ons sit en dan dien ons die Here met ons offergawes en wil ek dan vra Annetjie dat jy gou na vore kom asseblief en so ook Willem Smit. Geliefdes, Annetjie wil graag met julle gesels oor die jeugbediening. Baie dankie dat jy hier is, hoor. Môre julle, ons wil net vra dat alle kinders vandag kan dat julle geloofsboekies by julle kategese ontvang. Dit is een van die eerste of die tweede artikel wat ons in ons geloofsboksies gaan bære. En julle sal sien elke graad het 'n versie. Nou wil ons die mammas en pappas vra, ons sukkel regtig almal. Maar jou kind se graad se versie wil ons graag hê, moet hulle ten minste, ons gaan net een versie 'n jaar vat. Maar daai graad met daai versie as 'n geloofsversie in hulle harte vasmaak. So help hulle asseblief, sit dit in die kar of skryf dit op 'n kaartjie en help hulle om dit te leer sodat hulle ietsie het wat hulle kan onthou van hierdie jaar se kategese. Dan die tweede ding is die 28 Augustus. Ek het nou vir Jacques iewers gesien. Van ons die hoërskoolkinders gaan Jacques Harrington, ons Jacques. By daar gesit. Ja, ek sien hy Daar sê. soos hy. Gaan Jacques vir ons die hoërskoolkinders vroegoggend voor die son opkom, gaan hulle Gerard se bult uitstap. So ons vra asseblief, ons sal al die inligting op julle groepies deurgee, ondersteun dit en ons wil dit 'n besonderse oggendontmoeting maak. En dan gaan hulle Bybelstudie doen op Gerard se bult en dan wanneer hulle afkom, die laerskoolkinders en ouers, gaan ons hot chocolate en piknik en alles by die perdestalle vir die laerskool aanbied. So hulle hoef nou nie so vroeg in die koue die berg uit te klim nie. So ons sal daai inligting vir julle deurgee en dan die laaste datum is die eerste Sondag van die 4de kwartaal. Ek dink is die 16 Oktober. Gaan daar 'n fietsry geleentheid wees wat al die bedieninge saam wil koördineer, waar ons graag die ouers en kinders wil nooi om die Sondagoggend gaan ons 'n fietsry in die landgoed hê voor die diens, sodat almal weer die diens ook kan bywoon, maar ons sal die inligting vir julle deurgee. Hou maar net daai datums solank tentatief oop dat julle almal dit kan bywoon. En dan wil ons net aan Michelle Harrington se klas baie geluk sê. Haar groepie het die meeste bottels van die kategese klasse ingesamel vir Rouwensprojek. Baie geluk aan julle. Annetjie, ek het vir die 16 Oktober dan nou 'n lekker bicycle preek. As jy nog 'n bicycle ry, dan het ek 'n bicycle preek. Dankie. Willem kom praat met ons oor die manneaand. Dankie. Môre gemeente. Willem Smit en sy lievelingse daar in die moederskamer sal tel. Ons hoor al vir die afgelope paar weke dat Dominee Anton noem so liggies en hy praat van 'n manneaand. Die eerste ding wat almal dink is 'n manneaand hoor. Die manne gaan kuier, ons weet die vrouens raak kwaai. En ek dink net om 'n baie duidelike prentjie te skep vir almal in die gemeente is, en ek dink vir almal aan buitekant ook. Hierdie manneaand gaan totaal anders te lyk. Dis baie belangrik om te weet dat die manneaand is eerste van ons ook vir 'n familie. En dan tweede, voor ons praat oor wie is almal betrokke by die manneaand. Kom ons praat oor die tema. Ek dink die tema is baie belangrik, veral as ons kyk na ek gaan nou 'n tydlyn skep van 2008 af na vandag toe, nie net van COVID af na vandag toe. So as ons kyk na wat gebeur het, kom ek sê so, die tema is om op te staan, nadat jy geval het. Hoe om jouself weer op te tel.
Ons dink soms is onmoontlik. As ons vandag kyk na hoeveel mense het 'n werk verloor, ons kyk na hoeveel besighede kry swaar, hoeveel mense het uitdagings. Selfs vandag as jy baie siek is en jy gesin in die privaat hospitaal en jy het 'n mediese fonds, jy weet nog steeds nie vir jou liefde het en daai totaal na alle absolute diens met jou kan kom nie. Nou ek dink net om gou vinnig te gesels oor die aand en dan gaan ek die tyd trek waarvan ek vir julle gepraat het. So heel eers wat baie belangrik is, kom ons praat oor ons sprekers vir die aand. So ons sprekers is Hafies Fourie, Rowan Pienaar, Jaco Pyper. So dis lekker om is 'n paar rugbymanne en wat mens altyd vergeet is 'n rugbyspeler se loopbaan nou baie vinnig op. Ons vergeet jou referees, jou skeieregters. Hulle hou baie lank. En ek dink as jy na rugby as 'n sport sou kyk het, as jy toegelaat was om professioneel deel te neem tot jy 50 jaar oud is, sou jy baie beter leierskap ook aan rugby gekry het. So daarom is dit baie belangrik, ek dink dat Jaco Pyper ook betrokke is. Hulle moet net fiks bly. Hulle tydlyn is baie lank. So is lekker om te hoor iemand van daai leierskap vandag ook om saam met ons gesels. Die manne aand gaan gebeur 15 September. Ek dink die aansluitingstyd is 5:30 tot 6:00 nie. 5:30 vir 6:00, maar van 4:00 af is hier al motoruitstallings en ook supermotoruitstallings buitekant op. Lekker van 4:00 af kan ons 'n bietjie bygeer vir ons 'n heerlike ete kry. So as kom Peer Skitter vir die van julle wat die voorreg gehad het om saam met hom by 'n funksie te wees wat hy die spysenier gedoen het. Hy by blykbaar 'n olifant saam en almal kyk of ons 'n olifant kan opbeur. So ek dink, jy moet iets sê. Ek wil net dat ook ons moet dalk ook net noem dat Lou Willem Tron is die seremoniemeester vir die aand. Dankie Dom, ek kom nog wel in die musikant Zakstein. So, kom ons val vinnig terug op die tema wat dit baie belangrik maak is veral vir die mense wat hierso bly vandag, baie lank in Bloemfontein die Vrystaat betrokke is. Ons sal almal onthou die 2010 sokker wêreldbeker baie belofte gebring vir Suid-Afrika. As mens kyk het van die tydperk van 2008 af, hoeveel geld ingedruk was in die ontwikkeling van ons land, infrastruktuur, paaie, hoeveel mense wat in die privaat sektor was, het gebruik vir gasstelsels. En daar was soveel belofte gewees, 'n helse ekonomiese stimulus in Suid-Afrika. Ons het in Bloemfontein ook baie goed beleef, ons het in die Vrystaat beleef. Ek dink FIFA alleen R20 biljoen geskenk aan Suid-Afrika, wat fisies skenkings gaan was. En soos ek sê, dit was gebruik gewees om opgraderingswerk te doen. Die man in die konstruksiebedryf het soveel kontrakte wat uitgelê was. Daar was soveel werkskeping gewees. Nou as mens kyk na 2008, was Suid-Afrika se werkloosheidsyfer, dink ek as ek reg onthou 23% gewees. As ons kyk waar lê ons vandag, ons sit vandag in 2022 met 34, eintlik 35%, 34.9 as ek reg onthou. Ons sit met 'n tydperk van 35% werkloosheid. Dis ongelooflik om te dink dat die werkloosheid so verskillik afgedaal het. As mens vandag kyk na wat 2008 gelyk het teenoor vandag in Bloemfontein, ons soveel maatskappye wat hulle besigheid stap het gestuur. Daar's soveel ouens wat hulle wortels uitgetrek, hulle is Pretoria toe, hulle is Noord-Kaap toe, van die manne self sukses bereik in Lesotho en hulle wortels daar gedoen. Dis baie krities om te dink dat as ons na die hele termyn kyk en waar ons is vandag, deur COVID, dat daar's baie mense wat swaar kry. Ons sien hulle nie altyd. En ek dink dis hoekom doen die aand ons boodskap vandag baie krities was. Is as jy waarneem waar swaar kry is in iemand se lewe, as jy sien dat dit fisies met 'n persoon nie goed gaan, of as jy verby 'n tannie ry, ou tannie met 'n papie langs die pad, en jy draai jou gesig en jy ry nie verby. Jy sit baie ewe beeld van wat vandag ons land aangaan. In die tye van vandag. Ons is daar om die woord uit te brei, ons is daar om te dien. En ek dink elke moontlike taktiek wat ons kan gebruik, soos byvoorbeeld 'n manna, moet ons gebruik. En daarom vra ons dat elkeen van julle wat by die terugkeer na julle werk toe deur die week, asseblief deel die woord van die manna aan. Dus ek sê, dis nie 'n kuier aan, ons almal in gedagte het nie. Families is welkom. Gaan uit en gaan versprei, dat ons nie self eendag gevang word en is te laat nie, soos voorgesê word. Dis baie krities. Die dag as ons almal by die graf kom, by die dood word ons gelyk gebreek. By die dood word ons gelyk gebreek, en daarom, die tyd wat ons op die aarde het, gebruik het om te dien. Ons is baie bevoorreg, ons word nie die era groot van oorlog nie. Ons word elkeen ons huisbakker, ek weet is baie onveilig in Suid-Afrika,
maar tog staan jy huis op en jy weet dis nie 'n oorlog so wat in Oekraïne is. Waar jy geleentheid het, kom ons maak gebruik van die geleentheid. Baie dankie. Ons gaan volgende week weer praat. Geliefdes, kom ons sê net vir mekaar, die kaartjies wat ons verlede week vir julle bekend gestel het, wat die vroueoggend aanbetref, daai kaartjies is al hier by Dinsdag totaal uitverkoop. Toe ek 'n uur na kerk by die huis kom, toe is daar nog net 2 van die 21 kaartjies oor. So baie, ons dank die Here, die vroueoggend se kaartjies is uitverkoop. Die high tea van die 26 Augustus, daai Vrydag, die vorder ook baie goed. Hulle het op 'n stadium op 93 gelê. En dan is dit die manne aan die 15e. So al hierdie ander 2 funksies is nou in plek, maar dan nou die 23ste, op die 15de September, die donderdag aand, is dit dan die manne aand. Ek gaan die Here se seën oor die uitspreek, en die musiek gaan vir ons weer Uisterlende speel, maar kom ons sluit die oggend dan so af. Die katekesante, julle moet maar vir ons vinnig na die klasse beweeg, en daar waar Judy nou staan, jy moet tog nie weer daar uitstap nie, dit word outomaties 'n klaskamer, so stap so uit en daar's lekker koffie en tee vir almal van u. Geliefdes, ek dink jy die strekking gehoor dat die bedoeling van die Here is redding, is verlossing, is die ewige lewe, en daarom jy is ook sy waarskuwing om te sê, ek wil byna sê in sy woorde, moenie dat jy op 'n dag by die poorte van die Here kom en dat jy daar moet hoor, ek ken jou nie. Here, U maak nie onderskeid tussen mense nie. En U het baie begrip vir die feit dat ons mense is. En ons Here kan nie op onsself roem of op onsself staat maak nie. Ons het 'n verlosser nodig. Jesus Christus die Here. Help ons dan ook, Here, om te hoor en te doen. En om vandag huis toe te gaan en 'n vaste besluit te maak. Ek wil my lewe vir die Here gee. Ek wil hom volg en hom gehoorsaam. Met blydskap. En die antwoord